Goeiedag, dit is die 23ste November 2019. My naam is Pieter van der Merwe. Welkom, elkeen wat inluister. Ons praat oor die Here se koms, oor die wederkoms. Dis 'n onderwerp wat redelik min oor gepraat word, ook in ons kerke. Hartseer daaroor, maar kom ons gebruik hierdie geleentheid soos ons al reeds oor die hele tyd doen, om juis daaroor te praat. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie vir vandag. Dankie dat hierdie dag deel is van u plan met die wêreld. Dankie Here dat u vertoef, sodat u kinders kan gereed maak vir u koms. Dankie Here vir die woord wat so ryk is, en ek bid dat ook dit wat ons vandag oor praat, dat u dit sal seën aan ons harte, dat u naam verheerlik word, in Jesus se naam. Amen. Ek het seker so 2 jaar terug vir die eerste keer gehoor, spesifiek oor die goed waar ek nou gaan praat. Dit gaan oor 'n voorspelling in Jesaja 17. Ek gaan nou meer detail gee, en ek het dit nou doelbewus weerhou, omdat ek self nie seker was daaroor nie. En dit is altyd die wonderlike ding van kinders van die Here, wat die profeseë lees, dat hulle die goed oordink, en bid daaroor, en vra die Gees van die Here duidelikheid. Nou ek kan nie vandag al vir u sê, ek het presies klarigheid daaroor nie. Wat ek wel vir u kan sê, is dat die goed val vandag vir my baie beter op my oor, as ek dit lees, as wat sê nou maar 2 jaar terug gebeur het. Goed maak al hoe meer vir my sin. En dit wys ook maar net weer eens uit, of wys daarna, dat wat die God in Daniël 9 die belofte gegee, dat die kennis sal toeneem na die einde toe, dat die Here sy woord vir ons oopmaak in die tyd. Met ander woorde, dat ons die goed wat ons vandag verstaan, is baie belangrik dat ons vandag moet staan, en as dit nuwe goed is, dan maak hy dit vir ons oop. So gaan daar ook ander dinge wees wat hy later vir ons gaan oopmaak, wat ons op die regte tyd verstaan. Daar is die afgelope in hierdie spesifieke geval, is dit 2 dele in die skrif, Esegiel 38, waaroor ons al baie gepraat het, die noordelike inval in Israel in, dat mense dit koppel aan Jesaja 17. Nou sê ek weer, ek het dit maar op die agtergrond gehou, maar soos die tyd aangaan, maak dit regtig al hoe meer sin vir my, en ek gaan dit deel vandag met u. Ek het nou maar so daaroor gevoel, weet jy is nou self nog nie seker nie, maar as dit sê nou, dit gebeur nou, en dit gebeur oornag, en dit gebeur skielik, en jy dit vermoed, maar jy het niks gesê, en jy gaan jy baie sleg voel. So sien dit asseblief in daai lig. Ek deel dit met u, omdat dit 'n moontlikheid is dat dit kan gebeur, maar hanteer dit asseblief as mense wat dit in hulle harte bewaar, en dat ons kyk wat hieruit voortvloei. Nou goed, Jesaja 17 is deel van 'n hele paar profeseë. Hoofstuk 17 gaan spesifiek, dit begin met Damaskus, die res daarvan is Israel, maar dis in 'n groepering van lande wat profeseë oor uitgespreek word deur Jesaja. In hoofstuk 13 en 14 is dit byvoorbeeld teenoor Babel, en hoofstuk 14 ook in Assirië, hoofstuk 15 en 16 gaan dit oor Moab. Dan het ek nog gesê, in 17 is dit Aram, wat Syrië is, en Damaskus dus, en Israel. Hoofstuk 18 gaan dit oor Ethiopië, en hoofstuk 19 en 20 oor Egipte en Ethiopië. So, dis al die lande wat eintlik grens aan Israel, die kring, kom ons sê dit die binnekring, waaroor spesifieke goed uitgespreek word. Nou, van hierdie profeseë het verseker al waar geword. Ek sê nie almal nie, van hulle moet dalk nog in vervulling gaan, maar hierdie een, waaroor ek vandag wil praat in Jesaja 17, het nog nie in vervulling gegaan nie. Kom ek lees net gou vir u vers 1 van Jesaja 17. Hierdie boodskap het na my toe gekom oor Damaskus, hoofstad van Aram. Nou Aram is die wat ons vandag doen Syrië. Kyk, Damaskus gaan verdwyn. Dit gaan 'n puinhoop word. Vriende, hierdie stad is baie oud. Hy is, van die bronne sê 8000 jaar. Ek weet nie, ek weet net in Genesis 14 praat Abraham. Dus Abraham se tyd het hy reeds bestaan. So hy is duisende jare oud. En in al hierdie duisende jare het hy blykbaar nog nooit verdwyn of onbewoonbaar geword nie. Ja, hy was oorwin oor tyd, en verskillende volke het op verskillende tye vir Syrië oorwin en Damaskus ingeneem, onder andere die Hittite, maar hulle het nog nooit die stad vernietig nie. Hy was nog nooit vernietig. Met ander woorde, die skrif wat hier staan, hy gaan verdwyn en 'n puinhoop word, wag nog tot om vervulling. Nou ons
Jy sien oor die nuus hoe lyk dele van Damascus, daai woonstelblokke wat net geraamtes is, waar net blokke in die strate lê, as gevolg van die konflik tussen Assad en ISIS aan enerzijds, maar ook Assad en ander magte wat teen sy bewind is ensovoorts. Maar dit is nog steeds die hoofstad van Syrië. Assad het nog steeds sy hoofkwartier daar. Ek glo dis ook die hoofkwartiere van die alliansievennote van Rusland, Iran en Turkye, wat ons nou reeds saamtrek in Syrië, soos die Esegiel 38 van ons voorspel het, om Israel aan te val. Damascus het ook 'n klomp voordele. Ek bedoel, daar's baie mense, met ander woorde, mense dink 2 maal voor hulle sommer 'n stad gaan aanval. Die tweede ding is, daar's baie logistiek, daar's lughawens, so die stad is baie belangrik vir die alliansievennote. As hier dan staan, hy gaan verdwyn, kom ek lees net gou verder. Het gaan 'n pynhoop word, die dorpe van Aroer sal verlate word, skape sal in die strate wy, hulle sal lê sonder om bang te wees. Met ander woorde, daar gaan die mense wees wat hulle pla nie. Ek herinner my dat een van die Engelse vertalings sê, desolate, of so iets van die aard, daar gaan niemand meer woon nie. Nou, dit is 'n dramatiese ingrype in hierdie stad, so ek sê, het nog nooit gebeur nie. So ons wag en kyk, waarom? Want wat gaan nou hier gebeur? Nou, die feit dat hy vernietig gaan word, maak nie sin as dit een van die alliansievennote is nie. Want strategies het hierdie stad, is dit baie belangrik vir hulle. Soos byvoorbeeld vir lughawens, logistiek ensovoorts ensovoorts. So wie gaan hom vernietig? Dit kan net Israel wees. Met ander woorde, dat Damascus vir hulle gevaar word as gevolg van wapenopbou van die vyand, as gevolg van hulle sê nou maar hulle hoofkwartiere daar is, baie van soldate word daar gestoor. Mens weet nie, maar dit is redelik seker as 'n mens hierna kyk en jy dink logies daaroor dat dit Israel gaan wees wat Damascus gaan vernietig. Ons weet nie. Maar die punt is, het word genoem. Nou, kom ons gaan net geweer na hoofstuk 38 toe. In hoofstuk 38 van Esegiel, sê die woord vir ons 'n hele paar goed rondom wat met die invalsmagte gaan gebeur. God gaan toetree, hulle gaan die land oordek soos 'n wolk, sê die woord. Dan gaan God toetree, wonderbaarlik. Daar gaan aardbewings wees, daar gaan haalstene wees, daar gaan vuur en swaal wees, daar gaan siektes wees, hulle gaan mekaar uitmoord, al sulke goed. En dit gaan skielik wees, en ek wil amper sê, dit gaan oornag wees. Nou, as 'n mens so daarna kyk, dan vertel ons altyd vir mekaar, wat gaan met die invalsmagte gebeur? Onthou, Israel staan alleen. Daar is nie 'n Amerika of ander wat hom gaan help nie. Hy staan alleen. God wil dit so hê, sodat die mense kan sien, dit is nie ander wat hom gehelp het om te wen nie. God gryp self in, dit gaan oor die eer van sy naam, hy wil hê, hy moet geëer word as die oorwinnaar. Nou, as hierdie magte ingryp in Israel, en ons lees nou elke keer net van wat met die magte gebeur, dan sê Esegiel 38 nie veel wat met die land gaan gebeur nie. En ek het 'n vermoede, en dit is waar die mense hierdie 2 hoofstukke skakel, dat Jesaja 17 eintlik vir ons sê, wat ook in Israel gaan gebeur, en hoe Israel gaan lyk, na daai toetrede van God, en die vernietiging van die magte. Dis net 3 versies wat oor Damascus gaan. Van vers 4 af verder aan, gaan alles oor Israel, en dis nie mooi goed nie. Kom ons gaan kyk, en dit is een van die redes, hoekom ek dit een kant toe geskuif het deur al die tyd, want die oorwinning in Esegiel 38 is so mooi, dat jy nie wil eintlik negativiteit rondom die land daarin koppel nie, maar soos die tyd aanstap, maak dit net vir ons baie meer sin. Ek lees hier so 'n paar goed wat gaan gebeur met Israel. Die wat oorbly in Aram, of van Aram, wat dan nou Syrië is, sal min mag hê, soos die Israeliete. So hulle gaan baie van hulle mag verloor. Hy land gaan seer kry. Die Here die Almagtige sê dit, in daardie dae sal Israel verneder word. Armoede sal die land oorneem. Israel sal so verlate wees soos die graanvelde in die Refaim-vallei, dit was die vallei van die reuse. Min van sy mense sal oorbly, soos die olywe wat in die boonste takke van die boom agterbly na die oes. Vriende, as
so 'n geweld 'n land tref. Kom ons vergeet nou van God se ingrype, in terme van wat hy met die vyand se soldate gemaak. Kom ons dink nou net aan die natuurkragte. Daar gaan haalstene kom wat kilogramme weeg, wat voor die voet doodmaak. Nou, hy maak nie net mense dood nie, hy slaan bome tot niet, gesaaides tot niet, huise tot niet. Kom ons dink aan die aardbewing wat hy gaan stuur. Jesegiel 38 beskryf dit as 'n aardbewing wat berge gaan laat wankel, kraanse ineen gaan laat stort, mure gaan laat wankel. Dit vernietig. En as hier staan, die land sal verlate wees, dat daar armoede in die land sal oorneem, dan verstaan ek dit. Ons het so altyd klem gelê op wat gaan gebeur met die vyandige magte wat hom aanval. Dat 'n mens vergeet, maar daar gaan 'n effek wees, ook in Israel, oor wat daar gaan gebeur met hierdie inval van die magte. En dit maak net vir my baie sin, dat die beskrywing in Jesaja 17, is ook 'n beskrywing hoe Israel gaan lyk na daardie oorlog. Ja, God wen. Ja, Israel is die oorwinnaar, maar hulle gaan seer gekry hê, hulle gaan min oorwees van die land. Nou ja, nou kan jy dink hoe gaan die vyandige magte lyk. Van hulle gaan waarskynlik niks oorbly nie. Israel stap uit as winnaar, maar het seer gekry. Vriende, nou laat dit my aan hierdie baie belangrike ding dink, dat dit maar net weer 'n voortsetting is. En daarom sê ek, dit maak vir my al hoe meer sin. 'n Voortsetting is van wat met Israel deur al die eeue gebeur, van die begin af tot vandag toe. Hulle gaan tye van voorspoed in, dink aan die rigters, dink aan die konings, hulle, amper sê ek, oorvreet hulle raak vet, hulle raak ryk, hulle begin ander afgode aanroep, hulle ondertrou, hulle dien nie meer die lewende God nie, en dan tree God toe met sy vyande, en het blyk al hoe meer dat dit presies wat hier gebeur. Israel is op hierdie stadium skatryk, hulle is een van die top-ekonomieë in die wêreld, hulle weermag is een van die wonderlikste weermagte wat daar bestaan, hulle voer die boottoon in die Midde-Ooste op hierdie stadium. Daarmee saam kry jy ryk uitgevrete mense en mense wat nog steeds nie die naam van God aanroep nie. Nie die naam spesifiek van Jesus as Messias en hulle redder nie. En daarom tree God toe. Hulle is nog altyd onder die wet, omdat hulle nie Jesus Christus aangeneem het nie. Hulle is nog altyd onder die wet, en daarom geld die vloeke in die Ou Testament. As julle my nie aanbid nie, as julle ander goed belangriker ag as ek self, gaan ek toetree en ek gaan vir julle seermaak. Dit gaan weer so gebeur. Maar ons moet nou weer eens hier ook in ag neem, dat Jesus gesê het, hierdie terugkeer wat ons nou belewe en voor ons oë sien, maar ook in hierdie swaar kry waarvan ons nou net gelees het, hy gaan hulle nooit weer verlaat nie. Al het hulle op hierdie stadium hom nog nie aangeneem nie. Sagaria sê dit, hulle gaan hom nooit weer verlaat, of hy gaan hulle nooit weer verlaat nie. Nou ja, ons weet, ons het nou gesê vir mekaar wat gaan gebeur. Ek glo ook dat uit hierdie hele konflik uit en die verwoesting in Israel, dat dit die teelaarde is waar hy die antichrist gaan opstaan en gesê, weet julle, so kan dit nie aangaan nie, kom ons tree toe, ek bied vir julle oplossings, ek bied vir julle die tempel, ek bied vir julle al hierdie goed, en hulle sal hom aanvaar as Messias, en 'n verbond met hom sluit vir 7 jaar, sê Daniël, wat uiteindelik gaan uitloop op die grootste verdrukking wat hulle ooit beleef het, wanneer hulle oë oopgaan, en hulle hom ontdek vir wie hy regtig is. Die uiteinde daarvan weer is, dat hulle gaan uitroep, né? Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hulle soek dan die Messias. En hulle ontdek, maar dis Jesus Christus. En hulle gaan oor hom huil soos 'n vader huil oor sy enigste seun, sê Sagaria. Dit is die uiteindelike gevolg hiervan. So, die Here is ongelooflik. Hy is in beheer, hy is op die troon. En 'n mens het net altyd maar net hierdie ongelooflike besef dat hy altyd in beheer is. En dis waarmee ek ook wil afsluit. In Jesaja 14, net so 2 hoofstukke vorentoe, 3 hoofstukke vorentoe, staan hierdie wonderlike woord, en ek het dit al van tevore gelees. Eintlik is dit die bloudruk van wie God regtig is, en van wat in die wêreld aangaan, en as 'n mens God se as almagtige, as skepper God, as die een in beheer, sien in verhouding wat hier op die aarde aangaan, dan moet ons na hierdie ding kyk. Ek het 'n plan vir die hele wêreld. Maak nie saak wie aan bewind is nie. Maak nie saak of dit Netanyahu of wie ook al is nie. Maak nie saak of dit Assad of Putin of
Khamenei is of Erdogan nie, dit maak nie saak nie. Ek het 'n plan vir die hele wêreld, want my mag geld oor al die nasies, oor Israel, oor sy vyande, oor Suid-Afrika, oor al die nasies. Die Here die Almagtige het besluit, wie kan sy planne verander? Hy bly in beheer, want as sy hand beweeg, wie kan dit terugbring? Vriende, ek sê wat ek altyd sê, omtrent in elke program. Ons is die generasie wat sien hoe die hand van God beweeg in daai land, volgens die profeseë, en dit is ongelooflik hoe dit ons as kinders van die Here se geloof moet en behoort te versterk, want dit wys net altyd heen na wie God is. Dit gaan nie vir ons in die eerste plek oor wat gaan daar in Israel aan nie. Dit gaan vir ons dat God in beheer is, dat die planne wat hy vir die mensdom het, vir Israel het, sal in vervulling gaan, soos elke ander profesie wat reeds in vervulling gegaan het. Geen profesie in die woord gaan net 99% in vervulling nie. 100%. So, hierdie profesie oor Damaskus, kom ons sit terug, ons kyk wat gaan gebeur. Ek glo nie, ons gaan dalk waarskynlik nie meer hier wees as dit gebeur nie, ek weet nie, maar ons sal eendag weet. So mag die Here regtig vir u en vir my seën dat ons die fokus behou waar dit hoort, en dis op hierdie God. As hierdie stukkie wat ek vandag met u gedeel het, as u nou dink, maar wat is nou belangrik daaraan? Weet u, as dit uiteindelik net kan heenwys, die Here bly die Here, prys hom daarvoor. Of die goed net so gaan gebeur, ek weet nie. Ek weet net, die Here is in beheer. Ja, en Damaskus moet vernietig word. Dis 'n profesie. Dit gaan gebeur. Ons is nog net nie seker wanneer nie, en as dit gebeur op die manier wat ek nou beskryf het, wonderlik. As dit nie so gebeur nie, ook wonderlik, want God bly in beheer. Mag die Here julle seën. Kom ons sluit net af. Here, baie dankie dat ons so kan dink oor hierdie goed en gesels oor hierdie goed. Here, dankie dat die kennis toeneem. Nie net in wêreldse kennis nie, maar ook in Bybelse kennis, en dit beloof in Daniël. En dankie Here dat u mense oprig om dit vir ons te leer en die woord op nuwe maniere oop te sluit. Mag u naam verheerlik word. Amen. Seën vir julle.